Die Suid-Afrikaanse Polisiediens nader die private sekuriteitsbedryf in aanloop tot die verwagte 30 Junie teen immigrasiebetogings en motoriste kan aansienlike verligting by die brandstofpompe verwag. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die private sekuriteitsbedryf genader om ondersteuning te bied vir die beplande 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die waarnemende minister van Polisie, Firoz Chachalia, vergader met sekuriteitsleiers om samewerking te beplan, terwyl organisasies soos Bidvest Protea Coin, Fidelity Services Group en G4S betrek word. Die staat het nagenoeg 600 miljoen rand op sy gesit vir sekuriteitsmaatreëls met die weermag wat ook reeds op byslag is of op grondslag eerder is. Die burgerregte organisasie AfriForum het vandag die mite rakende die 72% wit eienaarskap van grond tydens 'n konferensie oor eiendomsreg weerlê. Die konferensie is daarop gemik om die uiteenlopende wanopvattings en leuns oor grondbesit, grondhervorming en onteiening sonder vergoeding natuurlik ook te ondersoek. Verteenwoordigers van die Amerikaanse en Nederlandse ambassades het ook die konferensie bygewoon. Walter Ernst doen verslag. AfriForum sê dat verskeie beweringe in Suid-Afrika se kontroversiële en emosionele debat oor grond as feite voorgehou sonder dat daar behoorlik ondersoek ingestel word na die akkuraatheid daarvan. Die hoof van openbare skakeling by AfriForum, Ernst van Zyl, sê dat dit meer kompleks is as om bloot te sê dat wit Suid-Afrikaners 72% van die land se grond besit. Dis een van daai feite wat mense as jy dit met genoeg selfvertroue sê, dan aanvaar mense dit net as die waarheid. Ons het nou met van soveel politici gesien, hulle sê net daai feit, maar die oomblik wat jy begin meer 'n tweede opvolgvraag vra, kom jy agter maar dis eintlik maar net 'n gebaseer op niks nie, is op 'n fondasie van sand gebou. En dit is juis hoekom AfriForum hierdie dokument vrygestel het, hierdie feiteblad, is om te verduidelik, maar hierdie is eintlik hoe grondeienaarskap lyk in Suid-Afrika. Dit is nie 'n antwoord, die regte prentjie kan ek nie nou vir jou in 1 of 2 minute gee nie, dit is kompleks, dit is genuanceerd, maar ons probeer om soveel goeie inligting daar buite te sit om te wys, dit is nie so eenvoudig, net soos om een statistiek aan te haal en te sê hierdie nommer verduidelik alles nie. AfriForum sê dat hulle die bevindinge, soos wat in die gids uiteengesit is, op 'n plaaslike en 'n internasionale vlak daar sal stel, sodat hulle die stryd teen die onteieningswet kan verder neem. Ek is Walter Ernst vir Pretoria FM nuus. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die ouditeur-generaal se jongste verslag oor plaaslike regerings toon dat Suid-Afrika se munisipale krisis voortduur met geen metro wat 'n skoon audit behaal het nie. Outa sê dit beteken nie dat bestuur of dienslewering verbeter het nie. Volgens die verslag is miljarde rande aan finansiële konsultante bestee, maar baie munisipaliteite slaag steeds nie daarin om betroubare finansiële state sonder 'n audit te lewer nie. En 'n klein stukkie goeie nuus, motoriste kan aansienlike verligting by die brandstofpompe verwag met die volgende prysaanpassing wat oor sowat 'n week in werking tree. Volgens die data van die Sentrale Energiefonds kan brandstofpryse skerp daal in Julie. Petrol kan met tussen R2.90 tot R3 per liter goedkoper word, terwyl diesel na verwagting selfs meer sal daal, met 'n vermindering van tussen R4 en R5 per liter. Die daling word toegeskryf aan 'n skerp afname in Brent olie wat onder meer $80 per vat gedaal het en te midde van verbeterde stabiliteit natuurlik in die Midde-Ooste en 'n voorlopige ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die DA in die Wes-Kaap vra vir verskerpte optrede teen georganiseerde misdaadsyndikaate wat betrokke is by die onwettige oes en smokkel van inheemse vetplante. Die oproep volg na 'n oorsigbesoek aan die Knersvlakte Natuurreservaat, een van die wêreld se belangrikste biodiversiteitsgebiede. Volgens die party is 9 unieke plantlyne van die Comophytus genus sedert 2020 in die natuur uitgewis weens stropery, terwyl verskeie ander spesies nou kritiek bedreig word. Meer as 2,5 miljoen onwettige geoeste plante is sedert 2018 deur die owerhede in beslag geneem.
En die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het eenparig 'n resolusie aanvaar om aanspreeklikheid vir misdade teen VN-vredesmagtes wêreldwyd te verskerp. Die resolusie veroordeel aanvalle op vredesmagte ten sterkste en beklemtoon dat sulke aanvalle as oorlogmisdade beskou kan word. Volgens die VN het bykans 4500 vredesmagte sedert 1948 in diens gesterf, met 59 sterftes in 2025 alleen. Die nuwe resolusie vra onder meer dat gasheerlande alle aanvalle op VN-personeel ondersoek en dat die VN se sekretaris-generaal eerder jaarliks 'n verslag doen oor ondersoeke en vervolgings. Suid-Afrika het sedert in 1948 al 60 vredesmaglede in VN-operasies verloor. Dis al van my, Karla Burg, vir vanaand, totsiens.